Goeiemôre aan julle almal. Dit is Sondag die 26ste Oktober. Amper oor 2 maande is dit Kersfees, is dit nie? En dan is die jaar omtrent weer op sy kop. Nou ja, ons gaan hierdie somer baie lekker geniet met die woord en vandag is 'n perfekte dag in Pretoria. Heerlike somersdag met pragtige jacaranders. Ons wag vir hierdie spesiale reën wat besig is om bymekaar te kom om die aarde te voed. Nou vanoggend gaan ons ietsie lees. Ons gaan ook nagmaal hou. As jy nagmaal daar by jou het, so 'n bietjie wyn of vrugtesap, druiwesap, brood, dan gaan ons dit saam vier. Kom ons gaan net die Here vra om ons te seën die woord wat hy vandag op my hart gelê het. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord. Dankie vir u liefde, dankie vir u omgee. Dankie vir 'n nuwe dag. Dankie dat ons kan dankie sê dat u ons pappa is. U is ons herder, u is ons maker, u is ons koning. Dankie Here. Vanoggend kom ons na u toe in nederigheid en Here, ons wil voor u kom buig en wag vir u woord. Ek wil bid Here dat u my lippe sal seën en die woord uit u hart sal kom. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Verskoning. Nou ja, vanoggend, soos ek genoem het, is 'n perfekte dag hier in Pretoria, liewe aarde. Jy kry dan nie beter as dit. As jy dan so 'n dag by die see het, dan sal jy baie geld betaal, is dit nie? Nou ja, vanoggend wil ek so 'n bietjie praat oor 'n persoon wat ek baie lanklaas oor gepraat het, en een van my gunstelinge. Baie mense ken my, seker goed is ek baie passievol om oor te praat, en hierdie persoon met wie ek wil praat is die man met die naam van Jona. Nou as jy dink aan Jona, dan dink jy aan 'n groot vis, en dink jy aan 'n vis het hom ingesluk, en baie mense is nog baie skepties daaroor. Ek gee nie om nie, ek lees die Bybel, en ek wil iets daaruit leer. Heel eerste, wat ek daaruit wil leer, is die volgende. Ek wil daaruit leer dat die Here kom en hy praat met iemand. Die Here kom en daar is 'n probleem in Ninive. Daar is 'n groot probleem. Die mense van Ninive is besig om ten gronde te gaan. En God soek 'n man. God soek 'n man. En hier kom ek met 'n probleem. Hier's 'n man wat 'n groot probleem het. Hy is nie gehoorsaam nie. Hy hoor nie wat die Here sê nie. Hy doen iets anders. En dan uiteindelik doen God wat hy wil graag gedoen wil hê. Ek wil vir jou lees heel eerste uit Jona 1 uit, en dan gaan jy verstaan hoekom ek my boodskap vandag hierdie trant het. Jona 1 sê hy, en die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai. Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Hierdie mense is almal verskriklike klomp sondaars. Hulle doen verskriklike sleg doen. Jona, gaan preek daarteen. Jona, gaan. Ek wil net met mooi hoor. Die woord Jona, gaan doen dit. En dan die volgende vers 3. Maar Jona. Jona hoor die woord van die Here. Maar Jona het hom klaargemaak om na Tarsus te vlug, weg van die aangesig van die Here af. Ai tog Jona, hoe kan jy nou dit doen? Verskoon my. Hoe kan Jona nou dit doen? Hoe kan jy nou van die aangesig van die Here af? Jy het vars 'n woord van die Here af gekry. Die Here sê vir jou, ek het jou nodig Jona. Gaan soontoe. Ek gaan jou gebruik. Ag Here tog, ek wil 'n bietjie vakansie hou. Ek wil Tarsus toe gaan, dis daar in Spanje. Daar's wonderlike strande daar. Here, u kan nou Dawie gebruik, of Angus, of vir Piet, of vir Jan, of vir Koos. Why me Lord? Nee Here, ek weet nie. Dis groot moeilikheid hierdie. En dan klim hy in die verkeerde boot. Julle ken dit. Klim in die verkeerde boot, hy raak in die slaap onder in die boot, en uiteindelik kom daar golwe, en die boot is besig om amper te sink, en uiteindelik sien hulle dat die man van die Here is besig om te slaap, en dan vra hulle vir hom, wie is jy? En dan sê hy, ek is 'n Hebreër, ek is 'n man van die Here. En dan kom hulle agter dat die man van die Here is die bad luck in die boot. Kan julle dit glo? En dan besluit hulle om loetjies te trek, en uiteindelik val die lood op hom. En dan erken hy het 'n fout gemaak. Beste plek in jou lewe, as jy erken jy het 'n fout gemaak. En dan die volgende oomblik gooi hulle hom uit. En toe hom uitgooi, toe 'n vis gekom en hom ingesluk. Nou ek wil gaan dadelik na Jona 2 toe.
En Jona het tot die Here gebid uit die ingewande van die vis. Uit die ingewande van die vis. Kan jy dink hoe sleg moet dit wees om in die ingewande van 'n vis te wees, waar al hierdie klomp seewier en allerlei dinge wat die walvis eet is daar. Ek wonder hoe het hy asem gehaal. Ek weet nie, ons sal eendag vir hom vra. Ons wonder, daar het hy vir 3 dae, 3 nagte was hy. En dan bid hy uit die ingewande van die vis. Wat 'n plek om te wees. Dit laat my dink aan die verlore seun, né, in die varkhok. Uit my benoudheid het ek die Here aangeroep en hy het my verhoor. In die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp en hy het my stem gehoor. En tog het u my in die diepte gewerp in die hart van die see, sodat 'n stroom my omring het en die bare van die golwe het oor my heen gegaan. Vers 6, ek het afgedaal tot by die grondslaaf van die berge. Die grendels, die aarde het vir my ingesluit, maar u het my lewe uit die kuil opgetrek. En toe my siel in my versmag het ek die Here gedink, en in my gebed het tot by u gekom in my heilige tempel. Nou, hier kom die hoofstuk 3. En die woord van die Here het die tweede maal tot Jona gekom. Maak jou klaar. Gaan na Nineve toe, verkondig wat ek daar die boodskap wat ek vir jou sal gee. Hier is 'n paar interessante dinge hier. Die Here weet wat hy doen. Hierdie was nie 'n mislukte poging nie. Al het hierdie persoon 'n ander pad gevat. Weet julle, as dit nou ek was, so ek gesê het, weet jy wat Jona, jy wil mos, ek gaan nou vir Piet kies. Ek gaan nou vir Jan kies. Jy wil nie. Nee, maar die Here het gewag. Die Here het geweet. Die Here het geweet dat binne in daai persoon is die DNA van die bekering van die hele stad. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik dat die Here het moed opgegee vir 'n man wat sy rug gedraai het op die Here nie? En dan uiteindelik, deur sy eie begeerte, deur sy eie wegvlug, land hy in die diepte van die see, in die diepte van 'n vis se maag. En dan roep hy tot die Here. Is dit nie wonderlik nie? Ek en jy kan vanmôre weer eens tot die Here roep. Ek weet nie waar is jy nie. Miskien is jy dalk in die diepte van die see of in die diepte van die vis se maag of in die ingewande en jy voel absoluut dat die Here hoor jou nie. Weet julle wat so wonderlik is dat die Here hoor selfs onder die see binne in die maag van 'n vis. Ja, die Here hoor alles. En dan kom hy en die woord van die Here die tweede keer na Jona gekom. En die tweede keer het Jona gehardloop. Hy het beweeg en hy het na daai stad toe gegaan en daai hele stad is gered. Hoekom moet jy altyd eers harrekwas wees om nie na die stem van die Here te luister nie? Ek weet ek praat nou met iemand wat geroep is. Ek weet ek praat met iemand wat te besig is. Ek weet vir iemand nou wat ek nou praat wat op pad te Tarsus toe. Dalk praat ek met iemand wat in die ingewande van die vis is. Is nog nie te laat nie. Al wat jy moet doen is, selfs as Jona. En Jona het die Here, sy God gebid uit die ingewande van die vis. Jona 2, vers 1. En die Here het hom gehoor. En die Here het sy wil uitgeskied. Wonderlike storie. Wonderlike storie. Nou ja, vanmôre wil ek saam met jou nagmaal hou. Ek is so bly dat Jesus is geroep deur sy Vader. En ek is so bly hy het nie weggestap nie. Ek is so bly hy het dadelik gedoen sodat ek en jy gered kan word. Vanoggend kom ons en ons vat die ou broodjie en ons sê Here, dankie vir Jesus u seun wat u gestuur het. Sy liggaam is gebreek sodat ons genesing kan kry, sodat ons die ewige lewe kan kry. Ek wil hê saam met my, vat sommer hierdie broodjie en kom ons sê dankie. Die nagmaal wyn of die verbondsmaal wyn is maar net 'n simbool
van Jesus se bloed wat hy gesê het, hierdie is my bloed wat vir jou gesterf het. Drink dit tot my gedagtenis en weet dat ek jou baie lief het. Weet dat my bloed jou spierwit gewas het. Kom ons drink dit tot sy gedagtenis. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord. Here, al is ons ontrou, bly U getrou. Here, ons wil tot U bid. Miskien wil ek bid vir iemand wat in groot fisiese, emosionele, finansiële verhoudingsprobleem is. Miskien voel hierdie persoon, ek is in die diepte van die see, iemand wat eensaam is. Dankie Here dat U ons hoor. U het Jona gehoor in die diepte van die see en ook in die diepte van die visse maag. Dankie Here. Dankie Here dat U hoor. Here, stuur ons dat ons dit doen wat U wil hê ons moet doen. Ek loof en prys U naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike, geseënde, pragtige Sondag hê saam met jou geliefdes. Jy moet weet jou beste lief voor. Totsiens tot die volgende keer.